Goeiemôre, liewe vriende. Kan julle my goed hoor daar agter? Dat vir 'n oomblik terwyl ons ook na die musiek luister, dat ons ook hierdie familie, ons se familie sal opdra aan die Here. Net vir 'n oomblik of twee en dan sal ek vir ons begin met 'n gebed. Kom ons sluit die oë. Here, ons is hier by mekaar vandag. En ja, Here, so deur die hartseer en deur die trane bring ons ook eer aan U vir die lewe van Onkon. Here, ek bid vandag vir sy vriende, sy familie, die wat hom geken het, die met wie hy in kontak was, die met wie hy 'n pad gestap het, dat U ook vir hulle sal troos, vir hulle ook sal bystaan. Ja, Here, ook wil ons dankie sê dat ons mekaar kan bemoedig en mekaar kan troos, ook met U woord wat U vir ons gee. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, as julle nie omgee nie, sal ek graag vandag die diens so amper agterste voor hom doen. Want die teks wat ek gekry het vandag om met die familie te deel, is eintlik so wonderlik en ek dink dit gaan so mooi aansluit as ons eers gesels oor wat vandag beteken, hoekom is ons hier, en dan na die teks kyk. Ons lees gewoonlik vir mekaar die begrafnisformulier as 'n geliefde afsterwe. En ons doen dit nie net as 'n tradisie nie, of omdat dit gedoen moet word nie, of omdat dit maar een van die stappe is nie, maar ons doen dit omdat dit troos is, waarheid is. En daarom wil ek dit graag vir julle lees, voordat ons by die teks kom. Kon Loos is deur die dood van ons al weggeneem. Die Here het gesê, ek is die lewe en die opstanding. Wie in my glo, sal lewe,
al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep: Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel. En vriende, dis reg, ons moet treur, ons moet huil. Maar nie soos mense wat nie hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies. Ek is seker daarvan, ek het gelees wat Ivan ook vir my gestuur het, wat klomp mense vir hom kon geken het. Dat hy groot spore getrap het in Kolini en in Lichtenburg. En dit is 'n groot verlies, en dit bring hartseer en dit bring pyn. Tog gee die Here self sy troos en sy bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en beloof op die pad verder saam met ons te stap. Miskien is al van julle wat daai liedjie gehoor het, Engelse lied, God is watching from a distance. Ons Here doen nie dit nie, vriende. Hy kyk nie van 'n afstand af na ons pyn en ons lewe nie. Hy's in ons harte, hy's by ons. Hy's nader as jou eie vel. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. En daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Nou vriende, ek sien daar is ook so 'n paar kinders. Ek seker daarvan julle wat motors het of huise het versekering. Dis iets wat ons moet hê. As iets nie goed afloop nie, as daar fout kom, laat ons weet ons is gedek. En so ook het ons medies. Te weet dat as daar iets gebeur, ek siek raak, dan is ek gedek. En so is kinders van die Here. As ons die Here het, vir Jesus het, dan weet ons is gedek. Ons weet dit eindig nie by die dood nie. Hierdie lewe jok vir ons en dit maak asof die dood die finale is. Asof lewe stop by die dood. Maar ook soos ons nou uit hierdie formulier gelees het, ook maar deel uit die skrif uit is, leer dit vir ons dat die dood geen angel het nie, geen finaliteit het nie, geen absolute is nie. Ons het net een absolute, net een weg, een waarheid, een lewe. En dit is Jesus. En daarom is ons hartseer en ons huil en ons treur, maar nie soos mense wat geen hoop het nie. Mense wat hier uitstap en sê dis verby nie. Tussendeur die trane juig ons ook. Want vandag, ek seker daarvan, julle weet waarom Konloos is. Hy het nie weggeraak nie, hy het nie verdwyn nie. Hy is by ons Here, veilig. Daardie noot wil ek graag vir julle lees uit 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot en met vers 18. En klink vir my, dit was ook 'n teks wat vir die familie baie beteken. Dit is 'n teks wat vir die familie baie waarde dra, ook in hierdie tyd. En voordat ons dit lees, moet ons ook vir mekaar vra, nou, aan wie is Tessalonisense geskryf? 'n Teks wat so oud is, en hoe is dit relevant tot my en tot jou, tot hierdie situasie ook vandag? Nou vriende, omdat dit die woord van God is dit altyd relevant, al verander ons omstandighede. Maar die Tessalonisense, die Christene in Thessalonika, was 'n nuwe gemeente, 'n klein vars gemeente, kinders wat die Here begin dien het, en hulle het begin wonder, wanneer kom Jesus weer? Want ons weet, Christus het gesê, hy kom binnekort weer, gaan nie lank wees nie. En hulle het gedink, het gaan 'n paar dae wees, miskien 'n paar maande wees, miskien 'n jaar of 2 maksimum. Maar wat toe gebeur het, is van hulle het gesterf. Van daai nuwe kinders van die Here het gesterf.
En vriende toe het hulle begin angstig word en bang word, want Jesus het nog nie teruggekom nie. Wat nou van die wat gesterf het? Wat gaan met hulle word? Gaan hulle saam met Jesus hemel toe gaan? As hulle gesterf het voordat hy gekom het om hulle te kom haal? Hoe nou? En dan skryf Paulus aan hulle om hulle te bemoedig van hierdie versekering, hierdie sielsversekering wat ons het. Wat vir jou vandag kom sê aan wie jy behoort. So ek lees vir julle graag uit 1 Tessaloniërs 4 vers 13 tot 18. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees nie oor wat met die ontslapenis gaan gebeur. Hoor weer, ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Onkunde kom as 'n tekort van kennis. Ons praat mos nie gereeld in ons wêreld oor die dood nie. Dit is iets wat ons eerder wil vermy, dis iets waaroor ons nie praat nie, dit gebeur en ons is almal geskok. Maar die dood is net soveel deel van ons lewe, soos die geboorte van 'n kleintjie. Elke dag word daar kleintjies gebore. Elke dag is daar mense wat ook hierdie wêreld verlaat. Ons moet daaroor praat. Maar as ons daaroor praat, moet ons die regte kennis hê. Daarom ook vandag, liewe vriende en familie van Oom Kon, as julle uitstap, praat oor Oom Kon. Deel sy herinneringe. Deel sy nalatenskap met mekaar. Praat daaroor, verduidelik vir die kinders. Maar met die regte kennis. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe het, ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat aan hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompette van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Vriende, daar is nie salf te smeer as 'n geliefde sterf nie. Dit is 'n realiteit. Ons kan drukkies gee vir mekaar, ons kan huil, ons kan treur, ons kan tekste lees, ons kan bid. Maar dis ook 'n realiteit waarin ons is. Maar onthou altyd dat ons in 'n groter realiteit is as dit. Terwyl ons in hierdie wêreld is, op hierdie aarde, dan gaan ons huil en ons gaan treur, ons gaan hartseer wees, ons gaan hierdie goed beleef. Ons het mekaar gesê voordat ons hier ingestap het, dat goed soos COVID is verskriklik. Ons sien dit elke dag, mense wat met maskers stap. Hoekom? Want dit is 'n realiteit. En nie net COVID nie, maar ook misdaad. En nie net misdaad nie, maar ook ander siektes. En geheel die dood en die bose. Dit wat gebeur met ons, dit wat ons nie kan verstaan nie. En mense wat nie die Here ken nie, is gebind tot daardie een realiteit, tot daardie een stuk seer. En dan gryp hulle na hoop, na die aardse idee van hoop. Tydelike hoop, goed wat my nou laat beter voel, maar môre is ek 2 tree terug. Goed wat nou lyk soos 'n troos, maar môre is ek spyt daaroor. Vriende, ons het een hoop, een troos, een lewe. En as ons nie met die Here besig is, wat al lankal met ons besig is nie, waarmee is ons dan besig? Mors ons tyd?
Daarom sê hierdie formulier wat ons gelees het, dat wanneer 'n geliefde sterf, dan nooi dit ons uit om lewe vanuit 'n ander oogpunt af te sien. Dit nooi dit ons uit om weer te gaan dink, is ons besig om die Here te dien, met elke deeltjie in ons, met elke asemteug, of is ons besig om vir onsself te leef? Ek het vir die familie gevra om vir my iets te skryf oor oom Kon se lewe, sy persoonlikheid. En dit klink vir my dat hy iemand was by wie klomp mense kon geleer het. Dat hy iemand was wat graag sy kennis gedeel het, raad gegee het, iemand wat ervaring het, iemand wat ook sy kennis gedeel het met die wat gevra het. Iemand wat passievol was, maar iemand wat ook 'n klein hartjie gehad het. En vriende, ek dink dat dit ook vir ons inspireer om dit wat ons het, die gawes wat ons gekry het, die situasies waarin ons is, of dit die gawe is om meegevoel te hê, of dit die geleentheid is dat jy ervaring het, sekere gawes gekry het, sekere hulpbron het, om dit met mekaar te deel, om mekaar in te trek, om vir mekaar 'n aardse huis te wees binne hierdie tydelike realiteit. En daar 'n gesindheid te kweek wat streef na die koninkryk van God. Om nie net te bely met die mond, ek's 'n kind van die Here nie, maar dat dit deur jou hart sal skyn. Vriende, dit maak dit nie maklik om afskeid te neem nie, en 'n begrafnis of 'n roudiens is nie die afskeid nie. Dit is die begin van die proses. Maar weet dat die Here ook vir julle bystaan. Die Here is nie 'n God wat van 'n distance af na jou kyk, en as dit goed gaan, is hy naby, en as dit sleg gaan, is hy weer ver weg nie. Maar hy kom bewys dat hy selfs op die bitter einde by jou wil wees. Here, dat hy self sy seun gegee het, sy seun gestuur het, om daardie pad van lyding te stap. Sy seun gestuur het om ook verlate te voel, ook leeg te voel, ook verlore te voel, selfs verlore te wees, sodat jy vandag die geleentheid het om ook vir dood vandag hierdie vraag te vra. Dood, waar is jou angel? Wat kan jy nou eintlik doen? Want of dit vandag met my sleg gaan en of dit goed gaan, of hom kon lewe vandag en of hy gesterf het, hy behoort, jy behoort, ons behoort, kinders van die Here, behoort aan die Here. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, vandag is ons hier om te begin afskeid neem oor hom kon, maar Here, ook deur die woord besef ons is eintlik hier vir 'n groter doel, en dit is om vir U alle eer te bring. Ironies genoeg is ons hier vandag om deur die trane en deur die gebroke harte dankbaar die knie te buig en te sê, Here, dankie, dankie vir die lewe van hom kon, wat hier by ons kon wees. Dankie dat ons hom kon ken. Dankie dat sy lewe van U kon getuig. Dankie vir sy gawes en sy liefde, sy omgee. Dankie, Here. En Here, ons is maar mens. Ons weet nie hoekom goed gebeur nie. Ons weet nie hoekom ons 'n geliefde verloor het. Ons weet nie hoekom mense siek word nie. Maar Here, U woord vra nie vir ons om te verstaan nie. U woord vra nie vir ons om te weet nie. U woord vra vir ons om te bely en te glo. En daarom vra ek, Here, dat U ook U Gees in ons harte sal laat werk om genesing te bring in sy familie en in sy vriende, en dat hulle nie sal ophou om oor hom te praat nie, maar tot eer van U naam, dat hulle oor
oor hom sal praat, Here, maar soos mense wat hoop het, wat weet hulle sal weer sien. En Here, dat selfs die dood, so ironies soos wat dit mag klink, 'n geleentheid word om in U naam te kan getuig van die lewe. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, ek wil graag die geleentheid gebruik om ook vir julle die afskeidsbrief te lees. Daarna gaan ek vir Ivan vra om vorentoe te kom om die bedankings te doen. Ek gaan daarna die geleentheid gee ook vir 'n laaste eerbetoon om 'n blommetjie te kom plaas, en as ons dan gesit het, gaan ons afsluit met hierdie wonderlike lied wat die familie voorgestel het, die oorwinningslied. En wat 'n voorreg is dit nie, om selfs in die midde van die dood die oorwinningslied te kan sing nie. Want dis 'n belydenis. Dit kom nie uit 'n mens uit nie, dit kom nie uit sin uit nie, dit kom nie uit rede uit nie. Dit kom uit 'n hart wat bely, wat nederig die knie buig voor 'n God wat die oortuiging in jou hart gesit het om vir hom vandag ja te sê. Ek wil vra dat terwyl ons die afskeidsbrief lees, dat ons vir 'n oomblik sal staan. Met baie liefde en herinneringe sê ons dankie aan die Hemelse Vader vir 'n wonderlike eggenoot, pa, oupa en broer wat hy vir ons geleen het. Altyd sagmoedig, nederig, barmhartig, blymoedig en hulpvaardig. 'n Ware kind van God. So het ons hom as familie geken en ondervind. Ons gaan hom geweldig mis en die verlange sal altyd bly, maar met die versekering dat hy veilig in die arms van ons redder is, groet ons hom tot ons weer ontmoet. Julle kan maar sit en dan wil ek vra dat oom Ivan sommer daar by die mikrofoon die bedankings vir ons sal doen. Dankie dominee. Eerstens wil ek begin om te sê dankie vir ons Hemelse Vader vir die 73 jaar wat hy pa vir ons gespaar het en sy genade wat hy oor pa gehad het. Ons vat al die beproewing wat op sy pad gekom het, jong ouderdom hartaanval gehad, en dan besef ons net hoe groot sy genade oor hom was in hierdie tyd. En dan ook vir die 54 jaar wat hy en ma getroud was, wat hy hom geleen het vir ons as gesin. Hy het 'n hoë ouderdom bereik en ons eer hom en sê dankie daarvoor. Dan wil ek graag vir hom sê dankie vir die boodskap. Dit is regtig uit die hart uit, hoor ek, en ek sê amen daarop. Dit gaan vir ons oor ons lewe en ons moet uit sy lewe uit leer en besef is ons op die regte pad. Is ons verseker dat ons daar saam met hom in die hemel gaan wees eendag. En leef ons voluit vir die Here elke dag. Ons kan hom net die eer gee vanoggend om hier te staan, ook in die voorreg om te kon opstaan vanoggend. Is genade uit sy hand uit vir ons almal wat hier sit, en om gesond te wees ook. En ek moet net dit sê, ons moet, so dominee gesê het, van siektes. Dit sal altyd daar wees. Dit kom in die Bybelse tyd uit. Peste, plaas, siektes is daar. Maar waar fokus ons? As ons op die storm fokus in ons lewe, as ons op Jesus fokus, gaan ons op water loop. En vyand wil ons fokus van die goed afval, en hy wil probeer steel. So dat ons op hom fokus elke dag van ons lewe. Dit is belangrik. Dan wil ek ook vir die koster en vir die orale sê dankie vir hulle opoffering en moeite. Om David, dankie vir die video wat jy maak. Ek wil sommer, wil ek dit sê, ek wil graag, as ons hier uitstap, dat jy net so rukkie sal wag, om David kans om uit te gaan, ek wil graag, hy moet 'n video greep vat van almal wat uitstap. Ek wil graag almal op video hê. En na die tyd sal ons, vir die van julle wil ek wil die link stuur om te kan kyk op YouTube. En dan wil ek ook, dat my krip nou te kry, ekskuus. Vir Roet begrafnisdienste, vir Dan Roon sy personeel sê baie dankie hier aan julle vir al julle moeite. Ek kan julle net loof en prys en eer vir wat julle alles doen. Dis ongelooflike werk wat hierdie mense doen, mense. En met die passie wat hulle doen vir die naasbestaanes is awesome. Die ryker is pragtig, die foto is mooi, dankie daarvoor. En dan wil ek ook net vir
Golden Eyes ambulansdienste sê wat 'n paar vervoer het, dankie vir hulle ook en dan spesifiek wil met ICU, mense wat homself uit soos julle weet, waar mense doen 'n werk wat ek nie wil doen, ek dink nie een van ons nie. Waar mense werk 12 ure 'n dag. Hulle gee hulle alles daar waar hulle is. En ek wil net vir hulle eer gee en sê dankie vir wat hulle gedoen het vir paas of herfs hulle kan. En dan maak gevra ek moet uitsondering doen vir Suster Amelda wat elke dag vir haar boodskappe stuur en op hoogte gehou het. As ek moet uitsonder, is moeilik om almal uit te sonder, maar ek wil net vir haar sê dankie. En dan wil ek net vir almal sê, familie en vriende wat gebel het, WhatsApps gestuur het, oproepe, draai kom maak het, bemoediging vir ons gedra het in die tyd. Broer, ek kan nie sê dankie nie. Ons familie waardeer dit opreg. Dankie daarvoor. Dankie vir almal wat vanoggend van ver af gekom het en gekom het om hier te wees en saam met ons hierdie dag te deel. Ons laaste eerbetoon en paartjie kan betoon. Baie dankie daarvoor. Dan wil ek ook net graag vir Rita wat vir ons die kos maak, het eetgoedjies ons aan. Na die tyd is daar 'n plekkie waar ons gaan tee en koffie drink. Ons sal met julle kan net agter ons aanry. Ek dink dis die lot, ek dink ek het iets uitgelaat hier. So dankie vir almal en dankie Dominee. Ons waardeer dit regtig uit ons hart uit. Goed, vriende, is daar nog enige huldeblyke van julle kant af? Goed, ek wil graag nou oorgee vir die laaste eerbetoon en daarna wil ek vra dat julle sal sit. Dan sal ek ook vir ons die slotlied aankondig.
Vriende, dit is altyd moeilik om by sulke geleenthede te sing, want die trane loop en ons is hartseer en ons hart is gebreek. Daarom wil ek vra dat as julle saam sing, die wat net in jou hart wil sing, is welkom. Maar ek wil ook vir julle vra, en ek wil vrymoedigheid neem om te vra, dat ons almal is hartseer. Ons almal se hart is vandag stikkend. Ons almal se trane loop. So daarom, so deur die trane, en deur die huil, en deur die hartseer, kom ons sing Oulands, namens oom Kon ook hierdie oorwinningslied, te sê, Here, ongeag, selfs te midde en ten spyte van die dood, is ons oorwinnaars, want ons behoort aan die Here. So kom ons sing dit met volle bors. Vriende, wees seker dat selfs in hierdie tyd is daar niks wat ons kan weerhou van die seën van die Here nie. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die onfeilbare liefde van God en die gemeenskap, die teenwoordigheid, die nabyheid en troos van die Heilige Gees saam met elkeen van julle gaan. Amen.
Maar mooi gaan. Net so skerp as dit klaar. Ek het nie plek so naam gesê waar ons heen moet kyk. Ek weet nie net so dan.